Jy weet, jy is die jongste kind. As jy op 3 jou eie opinie het, op 5 jou eie styl en op 7 jou eie YouTube kanaal wil begin. Maar agter al die lag, lê daar iets wat mense nie altyd raak sien nie. Welkom terug by Leeflig. Ons het die laaste paar episode stilgestaan by geboorteorde, 'n fascinerende verskynsel. Ek hoop dit het jou ook 'n bietjie gehelp om jouself en jou sibbe 'n bietjie beter te verstaan. Soos ek laas gesê het, ek is die enigste kind, of eerder ek het as enigste kind groot geword. Ek het my boetie verloor toe ek 5 jaar oud was. So vir alle praktiese doeleindes was ek die enigste kind. En natuurlik, ek sou enigiets onder hierdie son gee, dat dit net anders kon wees. Maar nou ja, dis nie hoe die lewe vir my uitgewerk het nie. Daarom, julle wat boeties en sissies het, waardeer hulle asseblief. Wees lief vir hulle. Ja, ek weet, julle verskil dalk soos dag en nag, maar jy het 'n boetie of 'n sussie. Maak asseblief die meeste daarvan. Ek het laas gesê my man is die oudste van 3. Nou, ons staan vandag stil by die jongste in die gesin. Nou, in hulle gesin sou ek sê die jongste toon nie tipiese jongste in die gesin gedrag nie, omdat die ouderdomsverskil meer as 5 jaar is. Onthou die uitsonderings wat ons in die eerste episode van gepraat het? As jy dit gemis het, gaan net weer terug soontoe. Hy het definitief wel van die ander voordele van jongstes gekry, maar regtig, dis te verstaan. Hy was immers die jongste. So vandag val die kollig op die baba van die familie. Laaste? Ja, maar beslis nie die minste nie. As jy dalk self die jongste is, of dalk 'n jongste in jou huis het, dan weet jy, dis nie net 'n kind nie, dis 'n hele gebeurtenis. Vanaf daardie eerste, ek sal self, besef jy, hier kom 'n handvol, in die beste sin van die woord. Jongste kinders, dis gewoonlik die entertainers van die gesin, die grapmakers, die avonturiers, die een wat sê, hoekom nie? Voordat enige iemand eers gevra het, wat gaan jy doen? En ja, soms, ons gaan dit maar sê, die meesters van manipulasie. Nie altyd in 'n slegte sin nie. Hulle is net vreeslik vaardig wanneer dit by manipulasie kom. Hulle weet hoe om my koppie so skuins te hou, om die oulikste glimlag presies betyds te gooi en boom, almal smelt. Soos Dr. Lehman sê, if you're the baby of the family, you probably have a master's degree in charm and a PhD in getting your way. Of soos ouma altyd sê, ag los hom maar net, hy's klein. Maar wat maak hulle so? Teen die tyd wat daardie jongste gebore word, is pa en ma nie meer dieselfde ouers nie. Hulle is nie meer daardie boek lees oor alles eerste kind ouers nie. Nee. Hulle het al die T-hemp gekoop. Been there, done that and got the T-shirt. Reels? Wel, dit wat die oudste kind voor na sy of haar kamer toe gestuur is, om oor al sy of haar sondes te laat dink, bring die jongste by die jongste kind net 'n sug van, is seker nie so erg nie. Jongstes is meesters in observasie. Nee, kyk, hulle kyk dinge goed uit. Hulle leer, hulle neem alles in, en dan voer hulle uit met passie, met flair en met zero vrees. Jongste kinders het daardie doen dit nou en dink later mentaliteit. Impulsief
Ja nee, verseker. Maar aan die ander kant ook dapper. Dis die een wat op 7 besluit, ek wil môre my eie YouTube kanaal hê, of sommer hulle hare blou kleur, net omdat hulle kan. Hulle spring, en dan vra hulle dalk of daar 'n vangnet was. Maar onder daardie charme lê iets dieper. Jongste kinders voel intens. Hulle smag daarna om ook raak gesien te word. En wanneer hulle voel, hulle word nie ernstig opgeneem nie, kan hulle rebels word of net heeltemal terugtrek. Dr. Lehman, wat self die baba van sy gesin is, sê dit raak. The baby may be funny, but that doesn't mean they don't want to be taken seriously. Jongste kinders is die wat sê, ek sal julle wys, maar nie op julle manier, nie op jou manier nie, en my manier nie, maar op hulle manier. Hulle wil uitstaan, hulle wil nie aan 'n ander se voetspore volg nie, hulle wil hulle eie pad uitkap. Maar ja, soms wonder hulle, word ek net liefgehê omdat ek oulik is, of omdat ek regtig iets beteken? En dis hoekom hulle floreer op aanmoediging. Net 'n eenvoudige, ek sien jou, of jy is goed genoeg, net soos jy is. Dit dra hulle verder, as wat jy ooit sal besef. Het jy geweet, dis een van ons heel grootste behoeftes, om gesien te word? En dit begin regtig waar al van kleins af. As 'n dogtertjie met haar nuwe ballerina rokkie voor haar pappa kom dans en hy kyk van sy foon af en hy oe en oor hoe pragtig sy is, dan is sy way okay. Haar pappa het haar gesien. Maar as pappa nie sy oë vir 'n sekonde amper van sy foon kan wegskeer om iets te sê oor haar mooi rokkie nie, gebeur daar iets binne in haar wat haar vir die res van haar lewe bybly. 'n soeke om net gesien te word. Maar goed, dis 'n storie seker vir 'n ander dag. Kom ons kom terug by die jongstes. Het jy geweet, selfs in die Bybel sien ons hoe God dikwels die jongstes gebruik vir groot dinge. Dawid, die jongste van al sy boeties, het Goliat verslaan. Josef, amper vergete deur sy broers, het uiteindelik 'n volk gered. God kyk nie na jou plek in die ry van jou gesin nie. Hy kyk na jou hart. Jy mag dalk laaste gebore wees, maar in God se plan is jy reg op tyd. So, wat maak hulle uniek? Wel, hulle is vol energie, amper soos 'n espresso masjien op turbo. Hulle is kreatief. Hulle kan 'n drama opvoer met net 'n papiersak en 'n blompot. Hulle is autentiek. Wat jy sien, is wat jy kry. Daai WYSIWYG, what you see is what you get. En soms kry jy selfs meer as wat jy verwag het, of opgebaken het. Hulle is vasberade. Hulle wil wys, al is hulle die babas in die gesin, hulle kan. En moenie hulle grappies verwar, dat hulle dom is nie. Hulle dink vinnig. Hulle dink anders, en hulle dink slim. En dalk luister jy nou, as 'n oudste of 'n middelkind. En jy voel dalk hier in jou binneste, maar die jongstes het altyd al die aandag gekry. Maar ek wil hê jy moet onthou, elke kind dra iets unieks. En julle is nie in kompetisie nie. Julle is eintlik 'n span. En as julle mekaar sien vir wie julle is, nie net waar jy in die ry staan nie, dan word jou huis 'n plek van genesing en groei. Ouers van jongste kinders, hier's 'n bietjie goeie raad. 1. Moenie hulle vaspen as net die snaakse een nie. Daar's regtig baie meer aan hulle, baie meer diepte. 2.
En dis moeilik, maar moenie altyd alles vir hulle probeer uitsorteer nie. Partykeer het hulle nodig om self dit uit te werk. Laat hulle verantwoordelikheid leer. 3. Moet nie vergelyk nie. Moet asseblief nie vergelyk nie. Gee hulle ruimte om uniek te wees. Al wil hulle op 9 hulle eie klere reeks begin. En aan jou, as jy vandag luister en jy's die baba van die familie, jou waarde lê nie in hoe oulik jy is nie. Dit lê in wie jy is. Jy is genoeg, net soos jy is. Jou stem maak saak, jou drome is geldig en God gebruik jou om lig te bring op maniere wat net jy kan bring. So hou aan droom, hou aan waag, hou aan grense verskuif, want saam met jou ontdek ons nuwe horisonne en moontlikhede. Dankie dat jy vandag saam geluister het. En as jy iemand ken wat die jongste is, deel hierdie episode met hulle. Wie weet, dalk is jy vandag God se bemoediging vir hulle. Kyk uit vir ons volgende episode waarin ons vinnig kyk na watter geboorteordes maak die beste pasmaats. As jy nog nie getroud is nie, dan kan jy dalk nog vinnige verandering of 2 maak. Maar as jy getroud is, dan is jy vas. Dan moet jy maar die beste maak van wat jy het. Ek terg net. Onthou, dis net 'n observasie. Elke verhouding is en bly uniek. Maar as jy bietjie nuuskierig is, luister volgende week. Onthou om op YouTube te subscribe of na die webtuiste toe te gaan by www.livelightleeflig.com. Tot volgende keer. Leef lig.